Goeiedag, ons staan vandag stil by die tema van roeping en dan nou spesifiek roeping uit die Ou Testament uit. Ek dink die meeste mense se eerste reaksie oor roeping is wie ek kan nie. Tog net nie ek nie. Dit is dan ook hoekom ek hierdie twee prente spesifiek gekies het, want dit is 'n menslike reaksie op roeping. Wie ek? Nee, ek is nie goed genoeg nie. Ons sien nou dat dit ook die reaksie in die Ou Testament was, wanneer persone geroep is. Daar is baie voorbeelde van persone in die Ou Testament wat geroep is, vanaf Abraham tot by Daniel. Maar ons gaan vandag net op 3 van hulle fokus. Die persone waarop ons gaan fokus is Moses, Jesaja en Jeremia. Alhoewel ons na al 3 se roepings gaan kyk, sal ons veral op die Moses verhaal fokus. Dit is interessant dat al 3 hierdie persone ook hierdie reaksie gehad het. Dit is 'n menslike reaksie om te dink dat ek nie goed genoeg is om God se werk te doen nie. God moet eerder iemand anders te kies, iemand wat kan beter praat of wat 'n beter lewe lei. Ek is nie goed genoeg nie. En ons ken almal die verhaal van Moses se roeping by die brandende bos en hoe die verhaal verder uitgekring het. Moses het 5 keer die roeping afgewys. Eerste vra hy, wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan en die Israeliete uit Egipte kan lei? God antwoord, ek is immers by jou, en dit sal vir jou 'n teken wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Moses se tweede verskoning is, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, dat die God van julle voorvaders my gestuur het en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan antwoord? God antwoord dan, ek is wie ek is. Moses se derde verskoning is, maar wat as hulle my nie glo nie? As hulle nie glo dat dit 'n goddelike roeping is nie. God antwoord dan met 'n praktiese teken van 'n staf wat 'n slang word, melaatsheid wat in 'n oomblik verskyn en genees. Hy sê dan, as hulle jou nie glo nie en nie aandag gee aan die eerste teken nie, sal hulle die laaste teken glo. As hulle selfs dit nie glo nie, skep water uit die Nyl en dit sal in bloed verander. Dan opper Moses die 4de verskoning. Hy is nie 'n goeie spreker nie. God antwoord hom met 'n vraag. Wie het 'n mond vir die mens beskik en wie maak stom of doof, siende of blind? Dan beveel God hom, gaan dan, ek sal jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Moses se finale poging is 'n versoek. Asseblief my Heer, stuur asseblief iemand anders. God gee dan die versekering dat sy broer Aaron hom kan help, maar dat God by hulle albei sal wees, dat hy hulle sal lei in wat hulle moet sê. Hierdie selfde tipe reaksie sien ons ook by Jesaja en Jeremia. In Jesaja 6 word vertel van serafs wat rondom God se troon is, en hoe Jesaja geantwoord het, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Een van die serafs raak sy lippe aan met 'n brandende kool, waarmee sy sonde skuld wyk. En toe hy die Here se stem hoor wat vra, wie sal ek stuur? Toe antwoord hy spontaan, hier is ek, stuur my. Jeremia se verskoning was dat hy nie weet hoe om te praat nie, want hy is nog 'n kind. Hy voel dat hy nie opgewasse is vir die taak nie. God verseker hom dat hy by hom is, en dat hy nie bang moet wees om te gaan waar God hom stuur, of om te sê wat God hom beveel nie. Al 3 hierdie persone het gevoel dat hulle nie goed genoeg is nie, dat hulle nie genoeg rede het om hierdie opdrag te weier, maar God antwoord hulle telkens op dieselfde tipe manier. Elke keer bring God die persoon tot die besef dat dit nie gaan oor die persoon nie, maar oor wie die roeping doen, wie die stuurwerk doen. God roep, God stuur. Wie is God? Hy antwoord Moses op hierdie vraag, ek is wie ek is. Hy sê verder, so moet julle die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle toegestuur. Daar is vele publikasies oor hierdie uitspraak geskryf. Die naam wat God vir homself gebruik is, ek is. Die naam wat die Israeliete vir hom gebruik is, Jahwe, hy is. Die naam wat vir God gebruik word is 'n werkwoord. As dit in die kaalstam verstaan word, beteken dit hy is. In die Hebreë, hy wat laat wees. Geleerdes is nie eens hoe dit verstaan moet word nie, omdat die Jode uit respek nooit God se naam genoem het nie,
sou hulle nie die vokale saam met die konsonante uitspreek nie. Hulle het dus altyd Adonai gelees as hulle God se naam sien. Daarom is daar meer as een moontlikheid oor hoe Jahwe verstaan kon word. Hierdie moontlikhede sluit in hy wat sal wees, hy wat was, hy wat is, hy wat laat wees of laat bestaan. Hierdie onverstaanbaarheid en onverklaarbaarheid van God, die onsekerheid oor wie God genoem behoort te word en wie hy is, hang nou saam met die misterie van God en die mense onvermoë om hom te begryp. Die mens is te begrens om God te verstaan of om God te beskryf. Dis is God die een wat is, maar ook die een wat was en sal wees. Om meer van God te begryp, verwys hy telkens wanneer hy mense roep, ook na die verlede, na die pad wat hy saam met die mens en die mense voorsate gestap het, die God van Abraham, Isak en Jakob, of die God wat hulle uit Egipte uit slawerny bevry het. Die God van die verlede is ook die God van die hede wat nou roep. 'n Ander verduideliking is dat die God wat alles in die heelal geplaas het en in stand hou, ook die God is wat roep. God die skepper en onderhouer roep. Hierdie verduidelikings van wie roep, troos nie net nie, maar dit bemagtig ook. God wat so ver bo ons begrip is, dat hy nie in 'n naam vasgevang kan word nie, is die God wat roep. God wat in die verlede saam met ons gestap het, is die een wat roep. God wat die hele skepping in sy hande hou en voortdurend herskep, is die een wat roep. God bemagtig ook die persoon wat God stuur. God is by die persoon wat hy stuur. As Moses twyfel, sê hy vir hom, ek is immers by jou. Hy sê vir Jeremia, dat hy die woorde in sy mond lê. Vir Moses sê hy dat hy met sy mond en met Aaron se mond sal wees. Verder sien ons dat God mense roep deur spesifieke aksiewoorde. God sê wat hy van die mens verwag. Hy sê, ek het jou gekies, ek het jou gestuur, ek het jou geroep, ek het jou gegryp. Daarom moet julle getuies wees. Gaan getuig wat ek gedoen het en verkondig my woord. Jesaja 41 vers 9 tot 10 staan daar, jy is die een wat ek gegryp het van die eindes van die aarde af, wat ek van sy verste dele afgeroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my dienskneg. Ek het jou uitgekies. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek en ondersteun ek jou met my seëvierende hande. In Jesaja 43 vers 10 en 12 sien ons dat God ook die volk geroep het. Hy roep dus ook gelowiges. Julle is my getuies, my dienskneg wat ek uitgekies het, sodat julle my kan ken en my kan glo en kan insien dat dit ek is. Ek is die een wat dit bekend gemaak het. Ook vandag is dit dieselfde God wat ons roep om sy werk te verrig. Elkeen van ons, hoe gebrekkig of krom, word deur God geroep en gestuur. God roep ons en bemagtig ons om sy werk te gaan doen. Hy verseker ons van sy teenwoordigheid. Ons hoef nie bang te wees en ons hoef nie te dink dat ons nie goed genoeg is nie, want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor die grootte God wat ons roep en ons stuur. Uit die Ou Testament sien ons dit, roeping gaan oor wie roep en wie stuur, nie oor wie geroep word of wie gestuur word nie. Maar daar is ook die versekering dat God wat roep ook bemagtig en lei. God roep en stuur elkeen van ons. Uit die Ou Testament kry ons die opdrag, gaan dan geroepenes, gaan getuig bemagtigdes, gaan verkondig gestuurdes, want God is immers by jou. Ek hoop dan dat elkeen van ons ook ons roeping op hierdie manier sal ervaar, dat dit God is wat ons stuur en ons daarom bemagtig, en dat dit nie gaan oor wie gestuur word nie, maar oor wie stuur. Mag elkeen van ons dit so ervaar.